Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Amen. Liewe broers en susters en jongmaats, mag elkeen van julle ook vanoggend hier in hierdie erediens op 'n besondere manier beleef hoe lief die Here vir jou is. Daar's 'n klomp liefdesdade van God in die Bybel, sommer baie. Maar natuurlik is een van die grootste liefdesdade toe hy deur sy seun aarde toe gekom het, soos die herders dit beleef het, daardie eerste Kersfeesnag. Kom ons deel in hierdie vreugde van hulle, kom ons deel ook in die liefde wat hulle op die manier beleef het, wanneer ons lied 364 al die verse saam sing, herders op die ope velde. Oh
Ons gaan nou saam bid. Dink net vir 'n oomblik daaraan. Ons gaan nou met die God van liefde praat. En hy's nie te besig om ons te luister nie. Hy's nie liefdeloos dat hy glad nie in ons belangstel nie. Hy's die ene ore om te hoor wat ons vanoggend vir hom wil sê. Kom ons bid vanoggend op 'n spesiale manier saam. As julle gemaklik is daarmee, kom ons hou mekaar se hande vas, net daar waar ons sit. Om ietsie te simboliseer van die liefdesband wat ons Here ook met ons onder mekaar gevestig het. En wanneer ons dan so saam gaan bid en met die God van liefde gaan gesels, dan gaan ons dalk so ietsie ervaar van sy liefde wat ook deur ons hande na mekaar toe vloei. Kom ons bid saam. Hemelvader, hierdie een sinnetjie wat ons net nou in die aanvangswoord in 1 Johannes 4 gelees het, 2 keer gelees het, is vir ons totaal en al oorweldigend. U is liefde. God is liefde. Dis 'n gedagte wat ons nie net vir 'n oomblik by moet stilstaan nie. Nie net in 'n erediens soos hierdie by uitkom nie. Maar ons hele lewe moet gebruik om daaroor te mediteer en daaroor te dink. Want elke dag ervaar ons die waarheid van hierdie woorde. U is waarlik liefde. Hemelvader, U is ook liefde vir elkeen wat vandag en in hierdie week wat voorlê verjaar. U is ook liefde vir elkeen wat siek is op ons voorbiddingslys, wat krities is en vir hulle geliefdes. U is ook liefde vir elkeen wat hartseer is, wat geliefdes aan die dood afgestaan het. U is liefde vir ons elkeen. En nou gaan U, die God van liefde, met ons praat. Ook dit, elke keer as U met ons praat, is dit 'n ervaring van U liefde. En U gaan ook vanoggend vir ons op 'n besondere manier wys deur U woord hoe U waarlik lief is vir ons in alles wat ons beleef. O God van liefde, ons sien uit om te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê deur U Heilige Gees. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend weer, net soos die vorige Adventsondag, uit die boek Jesaja uit. Hierdie keer lees ons uit Jesaja 7, vers 10 tot 16. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enige iets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie. Ek sal die Here nie tart nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid. Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie? Dat julle nou ook my God moet vermoei? Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom
Immanuel noem. Hy sal net dikmelk en heuning hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en te kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die 2 konings vir wie jy bang is, verwoes lê. Tot sover ons skriflesing. Bybelse name, broers en susters en jongmaats, is nie toevallig nie. Hulle is ook nie per ongeluk nie. Hulle is nie deur hulle ouers gevind in boeke met baba name daarin nie. Selfs familiename het nie 'n deurslaggewende rol gespeel nie. Nee, elke naam is beskrywend van die draer daarvan. In sommige gevalle het die Here self 'n naam vir 'n baba gegee. Dit is ook hy wat soms name verander het, soos Jakob na Israel en Simon na Petrus. Ook God se name bied 'n beskrywing van homself. So byvoorbeeld beteken sy Hebreëse naam Jahwe, wat ons met Here vertaal, ek is wie ek is. In Jesaja se tyd het name ook groot betekenis gehad. Koning Agas van Juda moes 'n baie moeilike besluit neem. Assirië was besig om die hele bekende wêreld van daardie tyd in te neem. Dit is net 'n kwessie van tyd, dan is dit Juda se beurt. Juda se bure, Efraim en Aram, wou Assirië aanval om hulle opmars te stuit. Hulle vra koning Agas van Juda om by hulle aan te sluit in die veldtog teen Assirië. Toe hy dit nie wou doen nie, dreig hulle om hom met geweld te dwing om by hulle aan te sluit. Wat moet hy nou doen? Arme Agas. Hy het Assirië aan die een kant en Aram en Efraim aan die ander kant. Hy kan vrywillig by Efraim en Sirië aansluit en optrek teen Assirië met die risiko dat hulle kan verloor. En dan is daar groot moeilikheid. Of hy kan met Assirië onderhandel, maar dit sal teen 'n prys kom. Nie een van hierdie opsies was goeie opsies vir koning Agas nie. Daar was wel 'n derde opsie. Doen niks en vertrou op die Here om hulle te help. In sy worsteling stuur die Here vir Jesaja, die profeet Jesaja, na Agas toe met 'n boodskap. Hy sê vir hom, of hy nou 'n teken wil hê of nie, en of hy hierdie teken ernstig gaan opneem of nie, die Here gaan vir hom 'n teken gee wat hom sal help wat om te doen. Binnekort gaan daar 'n seentjie gebore word. Agas sal van sy geboorte weet en sy naam sal Immanuel wees. Immanuel beteken God met ons. Hierdie seentjie met hierdie besondere naam sal hom help om op God te vertrou vir uitkoms. Want God is met hom. Voordat hierdie seentjie groot is, sal die lande wat hulle so wou aanval in flarde lê. Vertrou net op God. Soos julle weet, is hierdie nie die enigste plek in die Bybel waar die naam Immanuel voorkom nie.
In Matteus 1 vers 22 tot 23 haal die engel hierdie woorde in Jesaja aan en hy sê vir Josef, Immanuel sal weer gebore word. Hierdie keer is dit baie meer as 'n teken dat God met ons is. Hierdie keer is dit God self wat deur sy seun sal kom om met sy mense te wees. Hy wat Josef is, sal die aardse pa van die seun van God wees. Ek wonder hoe Josef gevoel het toe hy dit hoor. 'n paar maande later lê in die krib van Bethlehem die seun van God. Watter ongelooflike gedagte dat die God van die heelal so na ons toe gekom het. Die volgende verhaal illustreer iets van hierdie wonder. Daar is hierdie pragtige storie oor William Lawrence Bragg, vreemde van Bragg, wat op 25 jaar die jongste wenner van die Nobelprys vir fisika was. Bragg was 'n wonderlike tuinier. Toe hy Londen toe trek en daar die hoof van die Royal Institution te word, het hy sy pragtige tuin in Cambridge agtergelaat. Die lewe in die Londense stadswoonstel het hom rusteloos en ongelukkig gemaak, want hy wou in die tuin werk en die plante versorg. Toe kry hy 'n briljante plan. Hy trek sy ou tuinklere aan en loop met 'n graaf oor sy skouer deur 'n nabye geleë rykmansbuurt, totdat hy 'n huis gevind het wie se tuin hom aangetrek het. Hy het die voordeurklokkie gelei en sy hoed uit respek vir die dame opgelig en homself as Willie bekend gestel, wat die tuinier is, wat een middag 'n week vry het om in die tuin te kom werk. Sy werkgewer het in Willie 'n absolute juweel ontdek, wat die tuin in 'n loshof verander het. Totdat een goed ingeligte besoeker by haar venster uitgekyk en verbaas uitgeroep het: "My genigtig, wat doen Sir Lawrence Bragg in jou tuin?" So kan ons ook uitroep: "Wat doen God in my tuin? Wat doen God in my huis? Wat doen hy by my werk? In my klaskamer? Langs my siekbed? Hy is hier, want sy naam is Immanuel, God met ons. En hy het gekom om te bly." Die geboorte van Jesus beteken dat God gekom het om te bly onder sy mense. Soos The Message, Johannes 1 vers 14, so betekenisvol vertaal. The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. As Immanuel is God nie net God bo ons, ver verwyderd van ons af nie. Nie net God vir ons as ons bondgenoot nie, maar God met ons, teenwoordig in al ons nood. Gepraat van nood. Jou nood. Kom ons gesels vir 'n wyle oor jou nood. Almal rondom jou is opgewonde oor Kersfees. Maar jy
voel nie so nie. Jy wens net, dit wil verbygaan. Dalk omdat jy nog rou en treur oor 'n geliefde. Omdat jy onseker en angstig is. Omdat jy gebroken en hopeloos voel. Miskien kan jy identifiseer met een van hierdie vertellings en wat dit vir jou oor Immanuel sê. Daar's 3 kort vertellings. Daar was 'n man wie se vrou onverwags gesterf het. Na die begrafnis het die hele huis leeg gevoel. Vriende het kom groet, kos gebring, gebid, maar soos altyd het die dae weer stil geword. Elke aand het hy die lig van die sitkamer aangelos. Nie omdat hy bang was nie, nie omdat hy vergeet het nie. Toe iemand hom vra hoekom die lig altyd brand, antwoord hy: toe sy nog hier was, het ek geweet, iemand wag vir my. Nou help die lig my om te onthou, ek is nie heeltemal alleen nie. Maande later sê hy iets anders wat bly hang. God het haar nie vir my teruggegee nie. Maar ek het ontdek dat daar iemand anders is wat by my sit. Immanuel beteken nie dat God die dood wegneem nie, maar dat hy die donker kamer saam met jou binne gaan en die lig laat brand. 'n kleuter moes vir die eerste keer hospitaal toe gaan vir 'n prosedure. Sy was bang. Toe die verpleegster haar wou wegneem, het sy styf aan haar pa se nek vasgeklou. Hulle het probeer verduidelik, dit gaan nie lank vat nie, dit gaan jou help. Maar sy wou nie hoor nie. Sy het net gesê, moet my nie los nie. Uiteindelik het die dokter ingestem. Die pa kon saamgaan, nie om die prosedure te verander nie, maar om daar te wees. Later het die kindjie vertel, dit was nog seer, ek was nog bang, maar pappa was daar. Dit is die hart van Immanuel. God sê nie altyd, ek sal dit stop nie, maar hy sê wel, ek gaan saam met jou. En dan die derde vertelling. 'n vrou moes alleen per trein reis na 'n moeilike jaar. Sy was moeg, emosioneel en geestelik en fisies. Sy het nie meer gebid soos voorheen nie. Haar geloof het dun gevoel. In die trein het sy langs 'n vreemdeling gaan sit. Hulle het nie veel gepraat nie. Na 'n ruk haal die vreemdeling 'n boek uit. 'n Bybel. Sy sê niks. Hy sê niks. By die eindstasie, net voor hulle afklim, draai die man na haar toe en sê, ek weet nie hoekom nie, maar ek moes vir jou sê, God het jou nie vergeet nie. Toe sy later daaroor dink, het sy besef, dit was nie die woorde nie, dit was die tydsberekening, dit was die wete, God het saam met my gereis. Immanuel gee dikwels nie 'n wonderwerk nie, maar 'n medereisiger wat opdaag presies wanneer jy dit nodig het. En in al die gevalle is hy self
jou medereisiger. Immanuel, God met ons. God beloof nie altyd antwoorde nie, maar sy teenwoordigheid. Die donker verdwyn nie altyd nie, maar God kom daarin in. Vrees bly soms. God bly vir altyd. God verander nie altyd die omstandighede nie, hy verander die teenwoordigheid. Kersfees los nie alles op nie, maar dit herinner jou, God is hier by jou. Immanuel beteken, jy is nie alleen nie. In 'n Russiese kinderhuis, na die val van die Sowjetunie, met oor die 100 seuns en dogters wat deur hulle ouers soos vrotvelle gelos is, het sendelinge met hierdie kinders begin werk. In die Kerstyd is die storie van Jesus se geboorte aan hulle vertel. Vir baie van hulle was dit die heel eerste keer wat hulle hierdie storie gehoor het, en hulle het oopmond met verwondering daarna geluister. Toe het die sendelinge aan elke kind die opdrag gegee om hulle eie kribtoneel te maak. Die een sendeling het by Misha se skepping gaan staan en gewonder hoekom daar 2 babas in sy krib was. Die sendeling het dadelik 'n tolk gekry om vir die kind te vra, hoekom 2 babas? Misha het die Kersstorie akkuraat en korrek vertel tot waar Maria vir baba Jesus in die krib neergelê het. Van toe af het Misha sy eie einde opgemaak, of beter, die storie herskryf en so vir die tolk vertel. En toe Maria die baba in die krib neergelê het Jesus na my gekyk en gevra of ek 'n plek het om te bly. Ek het dadelik vir hom gesê dat ek geen mamma of pappa het en daarom geen plek het om te bly nie. Toe sê Jesus vir my, jy kan by my bly. Maar toe het ek onmiddellik vir hom gesê dat ek nie kon nie, want ek het geen geskenk om vir hom te gee soos al die ander mense vir hom gebring het nie. Maar ek wou so graag by hom bly, en ek het gedink, wat as ek 'n geskenk vir Jesus sou, wat as ek as 'n geskenk vir Jesus sou kon gebruik? Toe het ek gedink, as ek hom warm hou, sou dit verseker 'n goeie geskenk wees. Toe vra ek vir Jesus, as ek vir u warm hou, sal so 'n geskenk goed genoeg wees? En Jesus het vir my gesê, as jy my warm hou, sal dit die beste geskenk wees wat ek nog ooit gekry het. Toe het ek dadelik in die krib geklim, en Jesus het na my gekyk en gesê dat ek by hom kan bly vir ewig. Toe Misha sy storie klaar vertel het, was die sendeling se oë vol trane. Die weeskind het iemand gevind wat hom nooit sou los of karnuffel nie. Iemand wat vir ewig by hom sou wees. Sy, Immanuel, God met ons. En die teken dat dit waar is, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Dit is ware liefde, soos die adventkers, die 4de adventkers hiervoor ons herinner. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging,
honger of naaktheid, gevaar of swaard. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Romeine 8. Amen. Immanuel. Here Jesus, ons kan U mos so noem. Want as ons U so noem, dan word ons herinner aan wat hierdie naam van U vir ons beteken. U is met ons. U is met my. Elke sekonde van elke dag. Die laaste stukkie van hierdie jaar ook. In die feestyd hierdie week. In die nuwe jaar in. Ongeag wat met my en in my en rondom my gebeur, U is met my. Baie dankie dat U, wat die Seun van God is, so ver gegaan het om 'n klein menslike babatjie te word, sodat U so naby aan ons kan kom, soos een van ons kan wees, sodat U waarlik ons elkeen se Immanuel kan wees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons sluit af met lied 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Die liefde van God die Vader en die Here Jesus Christus en die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Immanuel, God met ons.